Goeiemôre en welkom by vanoggend se aanlyn erediensie by Kerk Sonder Mure. My naam is Gerrit, ek gaan die diens amper vir ons lei en ek is opgewonde dat jy hier is. Maak nie saak waar jy in die wêreld is, jy moet jy weet die Here is by jou en hy stap met jou op pad. Onthou soos wat ons altyd sê in ons aanlyn boodskappe, gaan kyk gerus op die skakel hier onder. Jy sal dit sommer sien in die beskrywing vir dit waarmee Kerk Sonder Mure altyd besig is. Ons praat daaroor en ander oor ons dankoffers. En dan wil ek 'n oomblik vat om net iets ook dit te sê. Dis nie altyd maklik om oor geld te praat oor die algemeen nie. Maar ons noem tog hier dat ons hoe jy kan dankoffers gee, want dit is vir ons belangrik dat elkeen 'n bydrae gee vir die bou van die koninkryk. Daai dankoffer gaan nie oor 'n bedrag nie, dit gaan oor 'n hart, dit gaan oor 'n houding waarmee jy gee. Kerk Sonder Mure sal ons nooit vir jou sê jy moet net gee dat die Here jou sal seën nie. Jy moet gee omdat jy weet die Here is lief vir jou en omdat jy weet hy gaan daai fondse gebruik in sy koninkryk. Having said that, is ons opgewonde om vandag ons nuwe reeks te begin. Ons praat oor vriendskap en ek gaan vanoggend gesels oor vriendskap as verbintenis. Mag die Here jou seën in hierdie boodskap. Ons gaan praat oor die boek Rut en hoe Rut en Naomi 'n onwaarskynlike vriendskap gehad het wat die Here verheerlik en lei tot die seën van baie mense, selfs 'n hele dorp. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weet U is hier teenwoordig waar ons na hierdie boodskap gaan kyk en maak nie saak waar in die wêreld ons reis nie, U altyd met ons is. Ons sien dit spesiaal raak in Rut en Naomi se lewens, wanneer hulle 'n lang reis moet aanpak van Moab af terug Bethlehem toe. Dankie dat ons sien dat hulle ondersteuning en hulle liefde vir mekaar 'n voorbeeld is van hoe ons as gelowiges moet leef. Lei ons, dit maak nie saak waar ons vandag is nie. Ons sal weet, vriendskap vra verbintenis aan mense, daai verbintenis gaan oor jare en ons moet seker maak dit is mooi verbintenisse. In Jesus naam. Amen. So, eerstens welkom net aan al die kinders, want daar's nie kinderkerk vandag nie, want dit is lang naweek hier in Suid-Afrika. So welkom vir al die kinders. Wie van julle het sport gedoen oor die naweek, die kinders? Dat ek bietjie sien. Wie van julle het sport gedoen? Hande in die lug. Was daar 'n paar wat sport, julle sport gedoen? Wie die naweek bietjie hokkie gespeel? Daar was hokkie die naweek. Het jy hokkie gespeel? Wie het nog hokkie gespeel die naweek? Ons seentjie het hokkie gespeel. Wie het nog? Wat se ander sporte was daar? Ja? Stoei. Rolstoei of stoei? Dis gewone stoei, maar die Springbokke gisterand in Argentinië gehad het, dit was rolstoei. Hulle het nou gestoei en ek het met hulle gestoei dat daar nie baie meer drieë is nie, maar hulle kon hom tackle. Wie van julle het gister dalk ander sporte gedoen? Daar's altyd ouens wat dalk karate doen of al die tipe van goed of is landloopseisoen. Daar's al die sporte, dit hou mense mos lekker besig. En die wonderlike ding van hierdie sporte vir die kinders is, dit gee vir jou 'n verbintenis. Dit gee vir jou mense, né? Jy moet saam met ander maatjies sport doen. Soos ons een afrigter gesê het, niemand gaan vir jou paas as jy nie met hom vriendelik was in eerste pouse nie. Nee, ons lewe in verbintenisse. Nou wat gister by ons gebeur het is, Leon seentjie het hokkie gespeel en sy beste maatjie by die stadium is Victor en Victor het 'n lekker shot op die lip gekry. Maar dit was 'n wille shot. En toe is die wedstryd ook al omtrent verby en toe is hulle nou weg. Maar hy was so bekommerd. Toe stuur Chanel vir Victor se mamma 'n voice note om te vra hoe gaan dit met Victor en Victor stuur terug en hy kon mooi praat so ons kan hoor daar sal klaar genesing. Hy het nie so gepraat as gevolg van die hou op die lip nie. Hy gesê dankie Celia, ek is so bly ek sien jou Dinsdag by die skool. En mens dink dis 'n verbintenis wat nie noodwendig iets beteken op daai stadium nie. Tot jy besef hoe ouer jy raak, sekere mense word verbintenisse met jou vir die res van jou lewe. En ek wil 'n paar van daai verbintenisse met jou deel. Toe ek op universiteit was, het ons 3 pelle wat gesê het, ons gaan deur Afrika backpack. En jy doen so iets altyd voor jy getroud is. Want na jy getroud is, doen jy dit in 'n Prado of so iets en dit nie dieselfde nie. Ons het dit gedoen, ek en Werner en Juba, en ons het daai gedeelde belewenis gehad 18 jaar terug. Weet julle, en ek onthou amper elke dag van daai 31 dae wat ons gebackpack het. Ons het gehitchhike. Ons het opgevlieg Uganda toe, elkeen met 'n rugsak en 'n sokkerbal, want ons het agtergekom sokkerballe maak vir jou deure oop in Afrika. Dit en Mandela se gesig op 'n tent maak vir jou baie deure oop in Afrika. En ons het nou nog, ons sien mekaar verseker nie elke dag nie. Die een is in Bloemfontein, die een is in Tsenin, en ek is in Centurion. Maar ons het daai 31 dae kan ek amper net so onthou. Dis 'n verbintenis wat oor jare gaan. Ek het 'n ou skoolpel
Ek en Gert het saam rugby gespeel en ons moes vir mekaar baie keer cover, ons was twee rowwe ouens. En daai tyd was my bynaam Kieler, moenie my vra nou hoekom nie, dis 'n erediens, jy kan na die tyd kom hoor. Soos koffie en cappuccino's drink en al die lekker goed. En nou die dag toe ry Gert verby ons huis in Johannesburg, ons het daar so 'n studentehuis en ek het vreeslik gesukkel met die stadsraad en bel Gert my en sê Kieler, en partykeer begin hy deur 'n klein onkruidjie in sy taaltuin te as hy dit begin sê. As jy verstaan wat ek bedoel, maar sê hy Kieler, sukkel jy nog met die stadsraad? Ek sê nee Gert, moenie worry nie, en sê hy, want jy weet ek ken mos 'n paar rowwe ouens. Nou kom doen Gert dit sy eie uit dit. Hy sien my nie meer elke dag nie. Hy doen dit want daar was 'n verbintenis. Toe ons saam rugby en cricket gespeel het, ons was altyd daar vir mekaar. Die rowwe tye wat hy gehad het en die rowwe tye wat ek gehad het, daar's 'n verbintenis. Dit kom al omtrent, dis al op pad vir 30 jaar wat ons mekaar ken. Verbintenis is belangrik. Ek hoor dit gister by my ma. My ma WhatsApp my en sy's 'n weduwee en sy sê, "Ag, ek sien so uit vanoggend nou na kerk." Dis nou vanoggend. Sy het nou gister gesê môre. Vanoggend na kerk gaan ek en Janine is ook 'n weduwee. Ja. Ons gaan lekker koffie drink en ons gaan saam gesels en sy gaan my weer help met 'n paar goed. Vanoggend vroeg toe WhatsApp my ma, sy sê, "Ek sit klaar langs die orgel by die kerk. Ek sien so uit dan om vanoggend deel te wees van die lofprysing." Hoekom doen sy dit? Sy soek verbintenis. Hoekom is jy vanoggend hier? Want jy soek verbintenis. En daai verbintenis is nie gekoppel vir 'n sekere seisoen nie. Dis gekoppel vir elke seisoen van jou lewe. In my vorige gemeente was daar baie oulike oom en tannie Ria en oom Steintjie. Hulle was nooit getroud nie, maar hy was 'n weewenaar en sy was 'n weduwee en toe ek hulle leer ken in 2016 toe ek daar begin as dominee, toe sê hulle, "Dominee, ons doen alles saam, ons slaap net nie saam nie." Saam in die ou huis. Elkeen hulle eie huisie, maar hulle het alles saam gedoen. Want jy soek verbintenis. En dit was soveel so dat as jy vir tannie Ria gevra het, kan sy kom help met hierdie, want sy was 'n baie goeie orgelis gewees, 'n pragtig orgel gespeel. Dan sê sy gesê, "Ek wil net eers by hom Steintjie hoor, wat doen hy ook vandag?" Hoekom? Sy is lief vir hom, sy gee om vir hom. Ek en jy is gemaak vir verbintenis. Ek het dit nou die aand gesien, ons het begin met 'n Thrive 35 tot 45 groep. Dis vir mense van 35 en 45 wat net 'n landingsplek soek vir daai seisoen van hulle lewe. En die hoop wat hulle uitspreek dat hulle nuwe verbintenisse, nuwe vriendskappe kan bou. Ons lewe in 'n wêreld waar ons verbind is aan mekaar. Ek wil vir jou vra, wie van julle het al ooit in die verkeer gery en dan ry iemand voor jou in en dan doen hy iets waarvan jy nie hou nie en dan praat jy so 'n bietjie lelik met hom en as jy langs hom intrek dan sien jy, o ja, ons ken mekaar en dan waai jy maar vir mekaar. Hoekom doen ons dit? Want ons besef selfs die verbintenisse wat ons dan moet bou, moet ons versterk. Ons wil nie verbintenisse breek nie. Meeste mense op aarde wil verbintenisse bou. So vanoggend as ons praat oor vriendskap as 'n verbintenis, gaan ek vir jou wys uit die boek Rut hoe twee mense mekaar in elke seisoen van hulle lewens bygestaan het as vriende. So ek gaan die storie eers vir jou lees en dan gaan ek stuk gaan ek stop en dit bietjie verduidelik en verklaar en dan gaan ek met jou 4 beginsels vir vriendskap deel aan die einde en jy sal dit gehoor het in die begin van die preek al. So Rut 1 vers 1 tot 3. In die tyd van die leiers, dit beteken in die tyd van die rigters, die boek Rigters en die boek Rut loop so hand aan hand, hulle loop so saam. Was daar op 'n keer hongersnood in die land en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Judea weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. En dan vir die volgende paar verse sien ons dan dat haar 2 seuns trou. Hulle trou met Naomi en met Orpa. Met Rut en Orpa, skus tog. En nadat hulle getroud is, sterf die seuns Maglon en Kilion ook. Dan is dit nou net Rut wat oorbly, saam met haar skoonsussie Orpa en dan Naomi die skoonma. Hulle 3 is dan daar. Maar wat my interessant is in hierdie teks is dat ons besef dat iets is besig om te gebeur, want as jy skuif van een plek na 'n ander plek, word dit gesien as een van die 5 groot traumatiese belewennisse van jou lewe. Dis nie maklik om te trek nie. Dis nie maklik om te trek vanuit 'n plek wat jou identiteit is nie. Die mense in die ou nabye Ooste in daai tyd het nie sommer net getrek vir enige rede nie. Hierdie was 'n grondverskuivende daad wat hierdie mense gedoen het. So toe hulle daar is, nadat hulle daar was, het
het Naomi besluit, die skoonma, sy wil teruggaan na Bethlehem waar sy vandaan kom. En nou gaan haar 2 skoondogters, Rut en Orpa, stap saam met haar terug. Nou lees ons verder van vers 14 tot vers 19. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil. Hulle het begin huil omdat sy vir hulle gesê het, kykie julle, ek gaan nie weer seuns hê nie. So ek weet nie met wie julle dink julle volgende gaan trou as julle saam met my stap nie. Menende ek kan vir julle niks gee nie. Hier's niks by my nie. En Orpa het van haar afskeid geneem. Maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? En dan doen Rut hierdie brawe ding. Sy sê vir haar skoonma, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. En in daai oomblik wanneer sy sê sy lê eed af voor die Here, word daar gepraat van Jahwe. Julle sal onthou, ons het nou so ruk terug deur Eksodus gewerk. In Eksodus 6 sê God vir Moses, ek het myself bekend gestel deur jou voorvaders as Elohim. Ek het nie vir hulle my naam gegee nie, my naam is, ek is die Here. Jahwe. Ek staan bo alles. En sy sê, net die dood sal ons skei. Sy lê eed af voor die beste begrip wat sy op daai stadium het van God. Jahwe, die een wat in stand hou, die een wat altyd daar is. En dan lees ons verder in vers 18. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Ons lees net eers hierdie stuk. Het is nogal interessant, nee, dat hierdie verbintenisse wat Naomi gehad het as 'n jong vrou, sy en haar man en hulle 2 kinders, was so sterk dat jare later, as sy terugkeer, onthou mense haar nog steeds. Nou wil ek vir julle vra, wie van julle het onlangs bietjie na jou skoolfoto's gekyk? En daarna in die spieël? Lyk jy dieselfde? Daar's nie 'n kans nie. Ons het so jare wat terug wys ons vir ons kinders, wys ons 'n skooljaarboek wat hulle nie, of hulle eintlik die skooljaarboek in die hande gekry en daar's nog my onder 15 cricket foto's en alles daar en alles, ons was so in dieselfde skool. Die kinders kon nie glo dis hulle pa daai nie, want hy het hare gehad vir een, maar hulle kon nie glo dis hy daai nie. Wie van julle het al ooit gekyk na jou ou skoolfoto's en gedink, what was I thinking? Wie van julle het al ooit verby iemand gestap saam met wie jy op skool was en dan onthou jy, o ja, hallo, en dan herken hulle jou nog steeds nie. Want gesigte lyk nie dieselfde nie. Mense verskil, jy beweeg aan, jy begin hierso rond, begin 'n mens gewoonlik eers te hang, hierso. En dan kom jy nie meer agter as jy praat met iemand wat jy geken het nie. So dis interessant dat Naomi se terugkoms bring hierdie groot opgewondenheid by die vroue. Maar dis mos Naomi. So dit sê vir ons 'n paar goed. Die eerste ding wat dit vir ons sê is, Naomi was iemand wat geliefd was voordat sy weggegaan het saam met haar man en haar kinders. Sy het daar goeie verbintenisse gebou en daai goeie verbintenisse is iets wat sy verder gebou het in Moab. Want ons sien dat mense so lief raak vir haar seuns, dat daar selfs 2 Moabitiese meisies is wat trou met hulle. Een van daai Moabitiese meisies, Rut, raak so lief vir dit wat sy vind in hierdie gesin. Sy neem die godsdiens aan van daai mense, naamlik een God, Jahwe. Ek lê eed af voor die Here, sê sy, dis my God. So die vraag is, hoekom sou Rut, wat 'n jonger vrou was op daai stadium, besluit ek gaan saam met my skoonma terugstap Bethlehem toe? Nou, daar's 'n paar redes. Die eerste rede is, die pad tussen Bethlehem en Moab
was nie die tipe van pad wat jy daai tyd gery het met 'n Jetour T2 nie, as jy verstaan wat ek sê. Hy het nie 'n flat screen gehad, daar was nie 'n flat screen skermpie met 'n YouTube music en dan luister ons musiek. Dis reg, maar moenie worry nie, ons ry nie Jetour. 50 rad, 60 rad, hier gaan ons. Dit was nie daai tyd so nie, dit was 'n vreesaanjaende pad gewees. As jy die verhaal gaan lees van die barmhartige Samaritaan wat Jesus dan jare later vertel, dan kom jy agter dat die reis tussen twee dorpe wat nie ver van mekaar af is nie, kan 'n vreesaanjaende pad wees. Ons lees van die barmhartige Samaritaan dat hulle hom so oor die kop gestaan dat hy half dood was. Nou wil Naomi terugstap Bethlehem toe. En Rut sê, moenie worry nie, ek stap saam met ma. Duidelik was daar 'n belewenis van God se genade wat sy as 'n jonger vrou gekry het in daai gesin waarvan sy deel geraak het wat sy gesê het, I don't want to leave this. Ek wil hierdie aanhou hê. Die tweede ding wat dit vir ons wys is, Rut verstaan dat haar skoonma Naomi is nie op 'n goeie plek nie. As jy nou vir my sê, nadat jou 'n vrou se 2 seuns en haar man almal dood is in 'n vreemde land, is sy op 'n goeie plek as sy wil terugstap na die dorp waar sy vandaan kom. Sal ek sê, ek dink sy het dalk 'n paar emosionele uitdagings. Sy is dalk nie besig om te dink oor wat die beste besluit is vir haar veiligheid nie. So in daai swakheid wat Naomi beleef, weet Rut, dis nie eintlik wie my skoonma is nie. My skoonma is nie hierdie mens nie. En julle gaan net nou, Naomi se karakter mooi leer ken, en as ons Rut 3 saam lees. My skoonma is nie op 'n lekker plek nie. Sy het iemand nou nodig. My skoonma het nodig om te weet, ek sal vir altyd by haar bly. Ek sal haar dra deur hierdie tyd. Ek verstaan hoe belangrik dit vir haar is. Ek gaan saam met haar. Of vandag vir jou sê, vriendskappe wat jy bou oor jare heen, gaan hierdie hê. Jy gaan oomblikke hê in vriendskappe waar jy weet, hierdie persoon met wie ek 'n vriend is nie nou op die beste plek waar hulle kan wees nie. Dan is dit ons taak as gelowiges om saam met hulle nog steeds 'n pad te stap. Om die waarheid te sê, dis een van die mooiste voorbeelde van disippelskap, is as jy bereid is om met iemand 'n pad te stap, as dit regtig met hulle swaar gaan. In hierdie gemeente is dit hoekom ons goeders doen soos grief share, divorce care, klein groepe, mannegroepe, damesgroepe. Dis hoekom ons met ons tieners se pad stap, met ons kinders se pad stap. Selfs as dit met hulle moeilik gaan, want ons weet, dit gaan nie vir altyd moeilik nie. En wanneer jy in jou karakter swak voel, soek jy iemand wat langs jou is, wat sê, ek kom agter, jy is nie nou sterk nie. Moenie bekommerd wees nie, ek gaan jou saam met my vat. Ek gaan jou nie los nie, want ek is lief vir jou. En dan sien ons dat hierdie verbintenisse wat Naomi gebou het, jare van tevore, is nog steeds sterk al die jare toe sy terugstap. Mense herken haar, aan die kant haar eie uitdagings, haar emosionele ongesteldheid, die plooie wat sy gekry het, al die uitdagings, mense herken haar, want haar gees verbind met hulle gees. En dan sien ons verder in Rut 2, dat Naomi dan nou, of dat Rut van Naomi haar skoonma sê, hoorie maar, ons moet 'n plan maak om te eet. So ek sal seker maak, ek gaan op die lande gaan loop, ons kan vandag se tyd praat van die plase, en ek sal daar koringare optel, soos wat die ouens besig is om die graan te verwerk, en goed sal ek nie daai stukkies kry, en ons kan daarvan nou weer brood maak, en dan het ons iets om van te leef, en sy sê, dis goed my kind, maak 'n draai. En op die ouene beland sy op 'n land van Boas. Nou Boas is 'n verlangse familielid van Naomi, Rut se skoonma. Nou Rut is 'n jong vrou, sy is nou besig om koringare op te tel. En dan gebeur daar iets, sy het 'n ontmoeting met Boas. En dan net voor vers 11 wat ons nou saam gaan lees, amper, sien ons dat die manne groet vir Boas as hy na die land toe kom, deur te sê, God gaan jou seën. Ons sal net nou weer iets sê oor die seën. God gaan jou seën. En dan begin Boas praat met Rut, en dan sê hy vir haar die volgende in vers 11. Hoor nou hierdie. Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man, en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk toe gekom het, waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Nou, Boas was nie heeltemal reg nie, ek is redelik seker die identiteit van die
volk van God, die volk Israel, het vir Rut bekend geraak, soos wat sy besig is om tyd saam met haar man te spandeer, wat nou natuurlik Elimelek en Naomi se seun was. Sy verstaan dit. Sy verstaan iets van die volk, maar sy sien dit nou vir die eerste keer raak. En wat sê Boas vir haar? Hy sê, ek weet van die dinge wat jy gedoen het, dit is vir my bekend. Ek verstaan dat jy nie iemand gelos het toe dit met hulle swaak gaan nie. Hy sê vir haar, ek sien in jou iets raak, van die gees van God wat besig is om te werk. Hy sê, ek sien raak, daar's iets moois wat binne in jou is. Een van die teoloë wat ek gelees het sê, Boas beklemtoon hier, dat eintlik was Elimelek en Naomi en hulle seuns was 'n voorbeeld van God se volk in sy kleine. Mense wat die beste wil gee vir mense rondom hulle, wat lief is, wat 'n seën wil wees. En dit trek vir Orpa en vir Rut in, waarvan Rut dan nou op die ouene saam met haar skoonma teruggaan. En dan sê hy vir haar die volgende: mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. En dis 'n vreemde ding om te sê, want as 'n Moabitiese vrou kon Rut gewoon aanhou skuil het by haar mense. Boas sê vir haar, jy's op die beste moontlike plek waar jy kan wees, deur die versorgende karakter wat jy gehad het al die jare. En nou sien ons dat 'n nuwe verbintenis ontstaan tussen Rut en Naomi. Na sy en Boas ontmoet, gebeur daar 'n paar mooi goeters. Hoor gou Rut 2 vers 23 sê vir ons die volgende. Rut het toe saam met die werksters van Boas are opgetel, totdat die gars en koringoes ingesamel was. Sy het nog by haar skoonma gewoon. Sy was besig om by haar skoonma te woon, maar sy was elke dag besig om te werk. En dan in Rut 3 sien ons dat Naomi, hierdie skoonma wat so bang was om terug te stap, wat net gesê het, ek gee nie om op my eie terug te stap nie. Sy gee nie om wat met haar gebeur nie. Ons sien dat ons haar karakter leer ken. Hoor 'n bietjie Rut 3 vers 1. Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. Onthou, Rut was nog steeds 'n Moabitiese meisie. Naomi besef, ek kan iets doen vir my skoondogter nou. Ek kan verantwoordelikheid vir haar neem. Ok, kom ons gaan gou terug na Rut 1 toe. Wat het Naomi gesê vir haar skoondogters toe hulle saam met haar wil stap? Asseblief moenie saam met my stap nie. Ek kan nie vir julle weer seuns baar dat julle met hulle trou nie. Menende, ek kan nie vir julle verantwoordelikheid neem nie. Ek kan nie help nie. Gaan maak 'n plan self. Sy is nie op 'n goeie plek as sy dit sê nie. Nou in Rut 3 is sy op 'n heeltemal ander emosionele plek. Sy het deur haar moeilike seisoen gewerk en nou is sy bereid om te sê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou 'n heenkome te soek. Moenie worry nie, ek gaan jou help. Sien, as jy oor jare lank verbintenisse eer en aanhou bou aan vriendskappe, selfs moeilike vriendskappe, selfs mense met wie dit vir jou nie altyd maklik was om vriende te wees nie, is daar geleentheid. Beskikbaarheid vir mense wat nie naby aan die Here is nie, bly tog nog steeds belangrik, want in dit gaan daar geleentheid kom en dan kan jy bou en jy kan sê, maar ek gaan vir jou nou verantwoordelikheid neem. Onthou, Rut gaan van 'n vrou in Moab wat meer invloed het na 'n vrou in Israel en Bethlehem wat niks het nie. Naomi besef, ek kan daar wees vir Rut. Ek kan vir haar verantwoordelikheid neem. En dan sien ons dat Naomi oorgaan daarna, dat sy mentorskap gee vir haar skoondogter. Hoor Rut 3 vers 18. Boas en Rut begin hou van mekaar. Dis duidelik as jy Rut hoofstuk 3 lees. Dit was lank voordat daar koer was. Voordat daar koer was daar tannie Naomi.
Voordat Koek uitgedink is hier in Pretoria deur Afrikaners wat nie eensaam wou wees nie, was daar 'n skoonma wat besluit het moenie worry nie, ek gaan vir jou 'n plan maak. En dan sê sy vir Rut, wag maar en kyk wat nou gaan gebeur my dogter. Weerens haar eienaarskap, my dogter. Die man sal beslis nie vandag rus voordat die saak afgehandel is nie. En dan gaan dit oor of hy of Boas eintlik dan nou kan trou met 'n Moabitiese meisie, omdat hy 'n invloedryke man is, omdat hy 'n ekonomiese leier is, kan hy gaan praat met die ander manne deur te sê moenie worry nie, ek gaan haar, sy kan my vrou word, wat sy dan nou ook word. Naomi stel haar skoondogter Rut gerus deur te sê moenie bekommerd wees nie, ek sien wat op pad is. So 'n jonger vrou wat dalk onseker is in 'n vreemde land waar sy besig is om vir haar skoonma te sorg, sê haar skoonma vir haar, don't worry, I've got this. Hy gaan 'n plan maak, hier's iets op pad. Naomi gaan van iemand wat baie hopeloos leef, na iemand wat kies om met hoop vorentoe te gaan. Verbintenisse wat oor jare bly, is belangrik. Ek gaan met jou 4 beginsels vinnig deel, voordat ons afsluit wat ons hier vind, en jy sal dit reeds gehoor het in die preek, so ek wil dit weer vir jou in die volgende 6-7 minute beginsel vas verduidelik. Die eerste een is, verbintenis bly belangrik wanneer ander wegstap. Orpa stap weg van haar skoonma af, Rut sê, ek gaan eienaarskap neem. Verbintenisse is juis belangrik wanneer ander mense wegstap. Vraag wat ek vir jou het is, as jy dink aan jou verbintenisse, jou vriendskappe wat jy besig is om te bou, gaan dit vir jou oor 'n gevoel wat jy het, of oor die beginsel van deursettingsvermoë? Want vriendskap vra deursettingsvermoë. Die tweede is, verbintenis in vriendskap beteken versorging. Hoor mooi, verbintenis in vriendskap beteken versorging. Dit beteken dat ek 'n empatiese versorgende hart moet hê, waarin ek praktiese liefde toepas. Ons sien dit ook uitspeel wanneer Boas besig is om met Rut 'n verbintenis te bou. Boas sien Rut se getrouheid raak en hy sorg vir haar. Hy sien Rut sorg vir Naomi en hy besluit ek gaan sorg vir jou. Verbintenis beteken om vir mekaar te sorg. Die derde ene is verbintenis bou vertroue. Wanneer ek kies om vir die res van my lewe in gesonde verbintenisse met ander mense te leef, wanneer ek kies om dit te doen, dan boesem dit vertroue in by ander mense. Rut vertrou vir Naomi. Naomi vertrou vir Boas. Boas respekteer hulle albei. Vriendskap floreer waar daar vertroue is. En dan die laaste aspek is, verbintenis bring seën vir baie mense. Toe Boas en Rut trou het, hulle 'n seun gehad met die naam van Obed. Obed was 'n voorvader van Jesus Christus self. Verbintenisse bring seën. Ander mense word geseën deur die verbintenisse wat ons bou. Daai selfde Jesus Christus hang baie jare later aan 'n kruis, en terwyl hy besig is om te sterf. Volgens Johannes Evangelie sê hy vir Johannes, my ma is nou jou ma. En van toe af toe bly Maria by Johannes, en hy sorg vir haar. Die God van hemel en aarde se seun hang aan 'n kruis, en een van die laaste dade wat hy doen, is om 'n verbintenis te bou. So om te sê, kyk na mekaar. Mag jy vandag daardie vriendskap hê in iemand anders, maar mag jy ook daardie vriend wees vir iemand anders, wat wil hê dat iemand anders te floreer saam met jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek besef oor die jare heen, as ek terugkyk oor my lewe, dat ek nodig het om nog meer te belê in die vriende rondom my.
En ek weet wanneer ek kies om 'n verbintenis met iemand te hê, dan vra dit opoffering. Dis nie net daar vir my gemak nie. Dis daar sodat ek juis kan floreer. Dat ek kan sien dat ander mense floreer. En ek verstaan, Here, ek het nodig om ander by te staan in hulle swakheid. Wanneer hulle voel, hulle kan nie meer nie, dat ek hulle dra. En Here, ons weet dat baie keer gaan dit met mense emosioneel swaar. Baie keer vir lang tyd en ons weet, dan moet ons hulle dra. Want baie keer gaan ons op 'n magtelose plek wees soos Rut. Ons nie mooi weet hoe die nuwe land werk nie, en dan kom u en u gee vir ons mense wat sê, moenie bekommerd wees nie, ek neem verantwoordelikheid vir jou, ek is lief vir jou, ek gaan met jou op pad stap. Ons weet hierdie vriendskap, hierdie verbintenisse, getuig daarvan dat u in ons harte is, Heilige Gees, en dat u met ons 'n baie mooi pad stap. Ek bid in ons gemeente dat ons sal aanhou om geleenthede te skep vir mense om nuwe vriendskappe, nuwe verbintenisse te bou. Ons bid dat u verheerlik sal word deur ons wat hierdie vriendskappe bou. Ons dink aan al die plekke waar ons dit doen. Ons dink aan nuwe groepe wat gevorm word. Ons dink aan die tienerbediening, die kinderbediening. Plekke waar ons wil hê kinders en jong mense moet floreer in hulle vriendskappe. Waar hulle kan praat oor die woord. Ons bid dat elke tiener en kind bereik sal word met die evangelie. Nie net hier in Kerk Sonder Mure nie, maar wêreldwyd, Here. Ons kom bid en vra dat ons sal aanhou in ons Bybelstudiegroepe, ons selgroepe, om bemagtig te word om die evangelie te verkondig. Ons weet dit vra opoffering, maar ons wil getrou bly aan die roeping om verbintenisse te bou. Ons weet, dit is die getuienis vir 'n wêreld wat op soek is na ware vriendskap. En dan bid ons Heilige Gees dat dit nie net sal bly by ons wat vriende is van mekaar nie, maar ons wat vriende is van U. Dankie dat U ons vriend is, Here Jesus. Dankie dat U ons liefhet. Amen.